Goed. Gaan die skriflesing op die bord wees? Gaan dit nie daar wees nie? Goed. Julle, die woord van die Here kom dan vanaand tot ons. Ons gaan saam lees uit 2 Samuel 5. Julle almal weer is in die Ou Testament en ek glo jy het jou Bybel by jou hierso dat ons vanaand in die woord van die Here kan wandel. As jy nou nie jou Bybel hier het nie, dan verloor jy 10 aanddienspunte. Simie, ons gaan 10 aanddienspunte van jou aftrek. Dit kan nie so werk nie, jy moet jou Bybel saambring. Maar as jy nou nie jou Bybel het nie, dan sal ek mooi hard lees, soos in Dopperdominee, dat julle almal kan hoor wat hier staan. Goed, dit help veel, ek vra vir julle om julle Bybels oop te maak en ek is nog nie reg nie. So ek wil dit gou vir myself met my varkies bymekaar kry by 2 Samuel 5. Julle, ons gaan lees van vers 17 af tot en met vers 25. Nie baie lank nie, maar is baie gepak. Ons kan beslis baie leer in hierdie gedeelte vanaand. So is julle almal daar? Is julle gereed? Wat 'n voorreg het ons dan vanaand saam in die woord van die Here kan wandel. So julle, ek begin lees en ons lees saam hier in 2 Samuel 5 en ons begin lees in vers 17. Toe die Filistyne verneem dat Dawid tot koning oor Israel gesalf is, het hulle almal teen hom opgetrek. Dawid het dit te hore gekom en op 'n strategiese plek gaan stelling inneem. Die Filistyne het gekom en die spooklaagte binnegeval. Dawid het die Here geraadpleeg en gevra, moet ek teen die Filistyne opruk? Sal U hulle in my mag oorgee? En die Here het hom geantwoord, ja, trek op, want ek gee hulle beslis aan jou oor. Dawid het toe deur 'n groot kloof getrek en hulle daar verslaan. Hy het gesê, die Here het my vyand voor my gekloof soos water 'n wal kloof. Daarom het hy die plek Groot Kloof genoem. Die Filistyne het selfs hulle afgodsbeelde net daar gelos en Dawid en sy manskappe het dit opgetel. Toe die Filistyne weer opruk en die spooklaagte binneval, het Dawid die Here geraadpleeg. En die Here het gesê, moenie optrek nie, draai na hulle agterhoede toe en val hulle aan reg oor die melkbosse. Wanneer jy 'n geritsel in die toppe van die melkbosse hoor, moet jy blitsvinnig aanval, want dan trek die Here voor jou uit om die kamp van die Filistyne te tref. Dawid het gemaak soos die Here gesê het en die Filistyne van Geba af tot by die ingang na Geser verslaan. Wonderlik, nee, is pragtig dat ons vanaand ook saam in die woord van die Here kon wandel. Nou, julle, lees julle nog nuus? Is al 'n paar hoopvolle mense hier onder ons wat nog nuus lees en sy netwerk 24 subskripsie betaal. Dis goed, nee, maar as jy deur die afgelope paar weke die nuus dopgehou het en bietjie op YouTube gaan loer het en self op Facebook en Instagram en TikTok en al wat goed is en jy kyk nou bietjie wat nou in die wêreld besig is om te gebeur en wat nou in ons land en ook in die wêreld aangaan, dan kan ons maar vanaand eerlik wees, dinge lyk nie so goed nie. Nee, ek dink ons kan regtig dit vir mekaar sê. Dis chaos daar buite en ons het eintlik groot rede om bekommerd te wees oor die toekoms. Nee, as mens gerugte hoor van die brandstofprys kan nie by R30 'n liter draai. O my siel, wat? Dan freak ons heeltemal uit, nê? So dis moeilike tye. Nou ons moet weet 2 Samuel 5, dit wat ons nou gelees het, speel af direk na koning Saul se dood. En dit is dan die begin van koning Dawid se koningskap, daar waar hy dan die leiersels oorneem om die volk van die Here te lei. En dit is ook maar 'n baie moeilike tyd in koning Dawid se lewe. Dis beslis nie maklik nie. Nou word jy dadelik koning en die eerste ding wat jy doen, jy moet gaan oorlog maak. Dis glad nie maklik nie. En dan weet ons ook, hy's nog baie jonk en hy's nuut as koning. Hy het baie uitdagings en ons weet ook koning Dawid het baie vyande. Nou van sy vyande is dan nog die mense wat natuurlik aan koning Saul lojaal was. En dan wie is koning Dawid se ander vyande? Wil julle raai? Dankie tog. Ek maak dit seker julle is wakker. Die ou Filistyne waarvan ons so baie lees in die Bybel, nie. En toe die Filistyne natuurlik nou hoor Saul is weg en Dawid is nou koning, toe hulle hoor dat Dawid nou koning is, toe soek hulle hom.
Hulle soek sy bloed, hulle is reg vir oorlog en hulle wil hom doodmaak. Dis die rede vir hierdie oorlog. So dis 'n moeilike situasie waarin koning Dawid homself bevind. Nou die vraag is, wat doen Dawid in hierdie situasie? Hoe hanteer hy nou hierdie dreigende gevaar van die Filistyne wat nou sy bloed soek? Wat lees ons? Raak hy paniekerig? Friek hy uit? Twyfel hy in God? Vlug hy? Wat maak Dawid? Gelei deur die Heilige Gees wys Dawid vir ons, hoe lyk iemand se lewenspad wat op die Here vertrou en hoe lyk iemand se lewenspad wie vir die Here leef. Dis wat ons hier sien. So wanneer alles donker om jou lyk, wanneer alles hopeloos lyk, wanneer daar groot gevaar en krisis en spanning is, dan doen koning Dawid iets wat ons eintlik almal kan leer en ook moet doen. Wat maak Dawid? Hy gaan na God toe. Dis wat hy doen. Hy vra die Here, hy vra vir God se leiding in hierdie verskriklike situasie. Nie eers as 'n laaste uitweg nie. Dawid gaan probeer nie eers self nie. Hy genader die Here as die enigste uitweg. So ek en jy moet vanaand baie mooi hoor as ons hierdie week tegemoet stap. Wanneer die grond onder jou voete begin bewe, wanneer alles dreig om uitmekaar uit te val, moet ons nie eers probeer om alles self uit te werk en op te los nie. Ons moet eerste na God toe gaan. Dis die eerste ding wat ons vanaand hier leer. En ek glo, dis nie die eerste keer dat julle dit vanaand hoor nie. Almal van julle is ek in my hart daarvan oortuig, weet tog soos jy vanaand hier sit, dat God in beheer is, nie waar nie. Julle glo dit. Ons glo ons God is soewerein, hy's in beheer. Ons almal weet dit. Ons weet dat God soewerein is en ons weet ook hy regeer oor alles. Ons glo dit. Ons bely dit omtrent elke Sondag, nie waar nie? Maar ons vergeet dit partykeer wanneer ons met ons alledaagse lewe besig is. Dan is dit hierin en dan is dit partykeer daar uit. So wanneer krisisse of ellende oor ons lewenspad kom, ons hoef nou nie vanaand alles op te noem nie, maar geliefdes, so siekte, ongewenste diagnose wat jou uit die bloute kom tref, nie, finansiële probleme, konflik in jou huwelik en in verhoudings, werkloosheid, spanning en al daai slegte nuus, dan is ons eerste reaksie as mense gewoonlik, hoorie, maar hoe gaan ek dit hanteer? Hoe gaan ek hier uitkom? Hoe gaan ek dit oplos? Hoe gaan ek hierdeur kom? Kan ek dit nou hanteer? En as ons dink, ek sal hierdie kan handle, ek voel sterk, dan is ons okay, nee. Maar as jy dan nou hierdie situasie in die gesig staar en jy sien, maar hoorie so, ek kan nie, ek is nie sterk genoeg nie, ek het nie die moed om hierdeur te gaan nie, dan voel ons hopeloos. En dis daar, wanneer jy so voel, wanneer die bus se wiele gewoonlik afval, nee, en jy freak heeltemal uit, en dan freak jy uit, nee, oor die situasie wat jy nie kan hanteer nie. Ons kyk baie keer na die lewe deur die lens van ons eie krag en nie deur die lens van geloof nie. Dis ons probleem partykeer. Maar die Bybel sê nie vir jou om jou innerlike vegter in jouself te soek nie. En die Here leer vir ons nêrens in sy woord om jou krag in jouself te soek nie. Jy het dit al raak gelees. Jy sal nie. Die Bybel leer vir ons duidelik, gaan na die een toe wat groter is as jy. Want jou vyande en jou krisisse en jou probleme en jou bekommernisse is ook baie keer groter as jy. Dis hoekom ons na God toe moet vlug. Geliefdes, God is groter as al jou worries en probleme en krisisse en uitdagings en slapelose nagte saam. Ons kan nie eens indink hoe groot die Here ons God is nie. So toe die Filistyne teen Dawid optrek, sien ons hier in vers 17 tot 19, Dawid het nie paniekerig geraak soos Saul destyds nie. Onthou julle toe Saul teen die Filistyne beklei het? Hy was partykeer verskriklik bang. Saul het bang geword toe die Filistyne hom wou aanval. Ons lees in die Bybel, sy hart het gebewe van vrees. So dan is jy baie bang. Ons weet koning Saul was later so bang, hy het die heks van Endor gaan raadpleeg oor wat om te doen. Dit is vrees wat, julle ken daai uitdrukking, benoude katte,
maak benoude spronge, dit sien ons baie keer in Saul se lewe. Maar Dawid doen iets anders, hy was dalk heel moontlik bang, maar wat doen hy? Hy vra vir God se leiding. Hy vlug nie daar na 'n heks toe nie, hy vlug in sy Here God se arms in. Hy vra vir God se leiding. En hy erken, hoorie, ek weet nie wat voor lê nie, ek kan nie die pad vorentoe sien nie. Ek het nie die mag of die insig nie, maar ek ken iemand wat al daardie dinge weet. En dit is hoekom Dawid vir die Here vra. Wat vra hy? Hy sê, moet ek teen die Filistyne opruk, sal U hulle in my mag oorgee? So wat sien ons? Dawid gaan na God toe. En wat gebeur eintlik hier? Hy gaan sit by sy hemelse Vader se voete. So eenvoudig, maar dit is so ongelooflik kosbaar en belangrik. Dalk is jy vandag op 'n plek waar jy nie weet wat die volgende tree is wat jy moet gee in jou lewe nie. Jy weet nie waar jy jou volgende stappie moet plaas nie. Dalk is daar 'n besluit oor jou toekoms en oor jou werk, oor jou gesondheid, selfs 'n besluit oor jou kinders, oor 'n moeilike verhouding. Of daar's dalk 'n baie groot bekommernis en krisis in jou lewe en dan voel jy miskien onseker. Geliefde kind van die Here, het jy al by die Here gaan hoor? Het jy al by sy voete gaan sit? Of het jy alreeds alles besluit en beplan en nou vra jy net dat God jou plan moet seën en by jou planne moet inval? Dit is hoe die meeste van ons dinge maar doen. Ons maak ons eie planne, ons volg baie keer blindelings ons eie koppe en ons maak op ons eie insig en krag en wysheid en intellek en gawe staat en dan vra ons die Here om ons planne te seën. Maar ek en jy het so bietjie nodig om anders te dink. Voor ons begin het ek en jy nodig om te vra en ons het op ons knieë gaan en sê, Here, wat is U plan? Wat is U wil? Here, wees die lamp vir my voete en die lig op my lewenspad. Dit is wat ek en jy moet bid. So Dawid vra vir leiding en die wonderlike ding is, God gee dit. Hy gee daai leiding en baie belangrik, ons sien hier Dawid is gehoorsaam. Hy doen presies wat God sê. So in vers 20 en 21 sien ons, nadat Dawid God se leiding gekry het hy nie getwyfel of verskonings gesoek nie. Hy het opgestaan en eenvoudig gedoen wat God gesê het. En God het vir hom die oorwinning gegee, dit lees ons. Die Filistyne is verslaan en Dawid sê dan so mooi hierso, die Here het my vyand voor my gekloof soos water 'n wal kloof. So Dawid het geweet, die oorwinning is nie syne nie, dit is die Here se oorwinning. Dit kom uit God se hand uit. En kyk mooi, selfs die afgode van die Filistyne, dit waarop hulle vertrou het in die stof bly lê. Hulle het so gehardloop dat hulle afgode daar gelos. Dit wys vir hulle hoe bang hulle was. En wat leer dit vir ons? As jy op enigiets anders as God vertrou, is daar 'n 100% kans dat daai ding jou in die steek gaan laat. Nee, dit sal jou beslis nie red nie. 'n Afgod sal jou verseker in die steek laat. Nou, ons aanbid nie vandag meer Baal en Astarte en al daai goed is nie, maar ons kan baie vinnige afgod maak in ons lewe van enigiets wat God se plek in ons lewe inneem. En geliefde gemeente, daai ding gaan jou verseker drop. Dis 'n 100% kans hy gaan vir jou sy rug net so op jou draai. 'n Afgod is enige iets in jou lewe, in ons lewe, wat belangriker as God self is. So wat leer ons net in daai stukkie? Ek en jy leer dat ons net op die Here kan vertrou. Net hy. Maar ons sien dit was nie die einde van die Filistyne en Dawid se probleme nie. Ons sien ons skriflesing het nie daar geëindig nie. Ons sien in vers 22 en 23, die Filistyne kom toe wraggies weer vir Dawid. Hulle kom bymekaar en hulle kom weer vir hom. En Dawid doen weer dieselfde ding. Wat maak hy? Hy vra vir die Here. En hierdie keer gee God hom nou 'n ander rigting en 'n ander strategie. God sê nie doen soos laas keer nie. Hy sê vir Dawid, hoorie, wanneer jy 'n geritsel in die toppe van die melkbosse hoor, moet jy blitsvinnig aanval, want dan trek die Here voor jou uit om die kamp van die Filistyne te tref. So hierdie keer moet Dawid eers wag vir God se teken. Daardie geritsel, daardie geluid in die bome. En wat beteken dit? God sê, ek sal voor jou uitgaan en self die vyand tref.
So geliefde broers en susters, boeties en sissies, ons almal wat vanaand hier is, ek en jy moet leer en ons moet ook vanaand hoor. God is nie net ons raadgewer nie. Baie keer sien ons die Here as ons raadgewer in die hemel, daar ver. Hy sien net ons raadgewer nie. Wie is hy? Hy is God. Hy is God, hy is ons koning en hy is ook ons bevelvoerder. Dit moet ek en jy onthou. Hy is die een wat voor jou loop, elke liewe dag van jou lewe, wat mure afbreek, wat die onmoontlike moontlik maak, wat klipharde harte sag maak en wat vir jou uitkoms gee as jy dink, daar is nie nou meer 'n kans dat ek uit hierdie situasie uit kan kom nie. Dis die Here wat vir jou daar uitkoms gee. En die Here het hier vir Dawid uitkoms gegee. So Dawid vra en God antwoord. En Dawid doen wat God sê en dan sien ons God gee die oorwinning. So mooi, kosbaar. Nou stel jou gou voor, wat sou gebeur het as Dawid gesê het, ja Here, dankie vir die raad wat U nou vir my gee, Here, maar ek gaan nie dit doen nie. Dis so 'n bietjie oudtyds. Ek gaan dit anders doen. Ek gaan dit liewers doen soos ek dit nou wil doen. Hoe sou dit dan geëindig het? Dit sou dan heel waarskynlik baie sleg geëindig het hierdie hele situasie. Kyk net na koning Saul se lewe. Ons moet onthou, koning Saul het ook die woord van die Here gehad. Hy het ook profete gehad, ook God se raad in sy lewe gehoor, maar hy het baie keer nie gedoen wat God gesê het nie. Hy het baie keer teen God se wil ingegaan. Ek meen, waar in jou lewe is dit reg dat 'n koning wat die Here dien 'n hekse raad raadpleeg en haar raad volg? En op die ou einde het Saul in wanhoop gesterf omdat hy sy eie kop gevolg het en nie God gevolg het nie. En Dawid wys vir ons iets heel anders vanaand. Wanneer jy regtig God vra en hom vertrou en doen wat hy sê, gee die Here vir jou krag en hy gee vir jou sy seën. Maar as jy dan vra en dan ignoreer wat God sê, dan speel ek en jy met vuur. Dis soos om 'n GPS te hê en hierdie ding freak uit en hy sê vir jou, hoorie, moenie hierdie pad verder ry nie, hierdie pad is toe. En dan dink ons, ag man, hierdie ding weet nie waarvan hy praat nie. Ek bly by hele lewe lank in die Oosrand. Hierdie ding is stupid, nê. En jy ry jou eie rigting. En voor jy weet, dan beland jy dalk op 'n splinternuwe sinkgat daar in Snykraai, nê. Omdat jy jou eie kop wil volg. Geliefdes, nee, vertrou die Here en volg hom elke dag van jou lewe. Die vraag is nou, en dis eintlik van die goed waarmee ons regtig moet oor praat, maar die vraag is nou, hoe praat die Here vandag met my en jou? Want hierso het Dawid nou vir die Here gevra en daar antwoord die Here hom so direk op die man af hier in ons skriflesing. Dis wonderlik, nê? Maar hoe praat die Here vandag met my en jou? God praat in die eerste plek nie met my en jou op presies dieselfde manier soos met Dawid of in die tyd van die konings en die profete nie, maar praat die Here vandag nog met ons? Wat dink julle? Natuurlik, nê. God praat nog steeds duidelik met elkeen van ons en hy praat op verskillende maniere. Primêre manier hoe die Here met my en jou praat is, wil julle raai? Deur sy wat? Dankie tog, nee, deur sy woord. Deur sy woord. Die Bybel is vol van God se woord, sy wysheid, sy raad en sy riglyne. Dit gaan nie altyd vir jou die spesifieke antwoord in jou lewe gee nie, maar dit gaan jou die beginsels gee waarmee jy elke besluit in jou lewe kan toets. Onthou, ons toets alles aan die woord van die Here. Dit is wat 'n gereformeerde kind van die Here doen. En ons leer die Here in sy woord ken. En hoe nader ek en jy aan die Here leef en hoe meer tyd ons saam met die Here in sy woord spandeer, dan leer hy ons ook wat sy wil is en wat nie sy wil is. As jy die Here ken, dan weet jy wat is reg in sy oë en jy weet ook wat's verkeerd in sy oë. Jy weet wat sy besluit hom gaan eer en hom gaan verheerlik en jy weet wat sy besluit hom nie gaan verheerlik nie en wat op jouself gefokus gaan wees. Hoe werk die Here nog met ons? En ons vergeet dit baie keer, maar dis deur sy Gees. Deur die Heilige Gees werk die Here ook in ons. As jy ernstig bid en voor God stil raak,
Sal sy gees vir jou vrede of onrus gee oor enige iets? Mense wat al lank 'n pad saam met God stap, mens sien dit by ou gelowiges wat al jare lank in hulle geloof gelouter en gesout is, hulle sal vir jou vertel, jy weet iets is reg, nie net in jou kop nie, maar ook in jou gees. Die Here gee vir jou daai vrede en daai kalmte en daai rus in 'n situasie. En dan moet ons ook weer, die Here praat ook met ons deur sy voorsienigheid. Soms maak God deure oop vir jou en ander keer maak die Here deure toe. En hulle bly baie keer toe. Onthou, hy is in beheer en hy stuur mense in jou lewe in wat sy woord vir jou verkondig wat jy nodig het om te hoor. Dit is baie keer hoe die Here ons lei. Die Here gebruik ook ons omstandighede, die Here gebruik sy diensknegte, niks is per toeval of sommer toevallig of random nie. God is in beheer, hy regeer en hy voorsien. Baie mense vra vandag vir God se leiding. Maar as hy duidelik met hulle praat, wat maak die meeste mense? Hulle luister nie. Of hulle hoor, maar hulle stel uit. Of hulle luister net so gedeeltelik. Maar om God se stem te hoor en dan te ignoreer, is eintlik om hom te minag. Dit is om te sê, Here, dankie vir hierdie raad, maar ek weet eintlik van beter. Dis waarop dit neerkom. So geliefdes, God vra van jou en van my om hom te vertrou. Selfs wanneer dit moeilik is, selfs as die pad vorentoe vreemd lyk, selfs al gaan jy deur die dal van die doodskaduwee, selfs al maak jou vyande die lewe vir jou moeilik, vertrou hom genoeg om te doen wat hy sê en hou aan hom vas, elke liewe dag. Ook in hierdie moeilike tye waarin ons nou leef en weet asseblief vanaand, ek en jy het waarskynlik nie werklike Filistyne as ons vyande nie. Die kans is skraal dat as ons vanaand hier by die kerkgebou uitstap, dat daar so hele weermag gepantserde Filistyne vir ons gaan wag. Nee, ek dink die kans is skraal, maar jy het beslis ander dinge in jou lewe wat jou bedreig. Emosionele swaar kry, gesinsdruk, finansiële spanning, versoeking, al daardie versoekings in jou lewe, 'n siekte, werksverlies, konflik, dalk konflik met iemand naby aan jou. Jou Filistyne kan ook 'n slegte gewoonte wees. 'n Moeilike besluit of iets wat vir jou baie angs en spanning en slapelose nagte gee. En die katekismes leer ons mos so mooi wie ons vyand is. Kan julle onthou? Die Satan, die ou mens wat jy was in die wêreld. Dis ons vyand. Nou wat doen ons as ons hierdie vyande in die gesig staar, as hierdie Filistyne eintlik so op jou afstorm? Wat maak ons? Hier is die werklikheid. Ons vyande is partykeer baie groter as wat ons is. Kyk na Dawid. Goliat was 'n massiewe Filistyn. Dit was 'n bul van 'n Filistyn gewees. So jy sal dikwels te staan kom voor dinge wat groter as jy is. Dit gebeur. En jy sal nie altyd weet in daardie situasie wat om te doen en hoe om dit te hanteer nie. Jy sal nie altyd die krag hê en die moed hê om daardie dinge te hanteer nie. En dis reg so. Dis eintlik 'n goeie ding. En daar's 'n leuen wat ons as mense baie keer glo. En mense sê dit gereeld, dit op Facebook en Instagram en al daai plekke, waar iemand nou vir jou met 'n mooi CDE akkoord hierdie waarheid sal vertel. En hy sal, so stel jou voor, daar speel 'n CDE akkoord in jou kop, en hulle sê vir jou, God sal vir jou nooit meer gee as wat jy kan hanteer nie. Het jy dit al gehoor? Mens sien dit baie keer. Of een wat nou baie populêr is by mannekampe is, waar manne sal sê, hoorie, God gee die moeilikste gevegte vir sy beste soldate. Jy daai nog gehoor? Nee. Dan dink mens, ja, ek kry nou so swaar. Ek is nou die tafste soldaat van die Here. Dis hoekom hy my bless met al hierdie spanning in my lewe. Maar geliefdes, kom ons wees eerlik, dis glad nie wat die Here se woord vir ons leer nie. Nee. Hoor baie mooi wat in 1 Korintiërs 10 vers 13 staan. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle al oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie.
As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat jy dit kan weerstaan. Maar God gee ons wel baie keer meer as wat ek en jy alleen kan hanteer. En dan dink ons, hoekom doen die Here dit? Hoekom laat hy dit toe? Sodat ek en jy elke dag en in elke situasie kan leer om na hom toe te gaan en in sy arms in te vlug. En in Jesus Christus ons Here kan ek en jy met vrymoedigheid, met die grootste vrymoedigheid na God toe gaan en ons weet, hy is by ons. Hy is by jou in alles. In elke situasie is die Here daar. In elke situasie is hy by jou en weet jy wat? Jou beste vriend kan jy dalk drop, jou familie, jou ouers, jou vriende, jou vriendinne, maar die Here sal jou nooit los nie. Ons as mense sal daar wees vir iemand. Jy sal die ekstra myl loop vir iemand, totdat dit vir jou begin ongemaklik raak. Te ongemaklik raak, dan los ons maklik. En geliefde kind van die Here, mag jy vanaand weet, die Here los jou nie as dinge vir hom ongemaklik raak nie. Nooit nie. Hy's altyd by jou. En die wonderlike troos is, hy het die vyand oorwin. Die ou mens wat ons was, die Satan, die duiwel, die wêreld en die sonde. Kyk na Dawid, hy het hierdie Filistyne in die gesig gestaar en hy het nie op homself en sy eie vermoëns en sy eie krag staat gemaak nie. Dawid was nie selfgeldend en het in homself geglo en gedink, "Jog, ek is die man, ek gaan nou hierdie ding vat nie." Nee, Dawid het geweet, ek kan nie, maar God kan, beslis, verseker. So kom ons wees gou vanaand eerlik voordat ons amen sê en afsluit. Jy gaan in jou lewe en dalk hierdie week in jou lewe te staan kom voor een of ander krisis of keuse of probleem of bekommernis. En jou geloof gaan heel waarskynlik getoets word. Die vyand gaan heel beslis aan jou deurklop. En wanneer daardie oomblik kom, wat gaan jy doen? Wat gaan jy maak? Moenie eers al jou planne maak en dan eers aan God dink nie. Gaan eerste reguit na jou hemelse Vader toe. Gaan eerste na hom toe. Sit jou saak in vertroue voor hom neer. Vra sy leiding. Bid ernstig. Soek sy wil in sy woord. Luister na die stem van sy gees en plaas jou vertroue totaal en al in Jesus Christus, jou Here en Koning. En let op hoe hy jou omstandighede vorm en hoe hy totaal en al in beheer is. En dan doen wat hy sê. Wees gehoorsaam. Wees getrou aan hom. Volg hom. Ons lees so mooi daar in Spreuke 3 vers 5 en 6. Ons lees so mooi. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Onthou, hierdie is nie 'n mooi quote in 'n boek nie. Dis die woord van God. Dis sy waarheid. Dis onbreekbaar. So geliefde familie, my boeties en sissies hier by die Gereformeerde Kerk Benoni, dit is so lekker om by julle te kuier. Hoor vanaand, Dawid het nie die Filistyne gewen omdat hy slim en sterk was nie. Nee, hy het gewen omdat hy God se stem gehoor het, na God toe gevlug het en hom gevolg het. God het voor koning Dawid uitgeloop en dieselfde God wat hier vir koning Dawid gelei het en uitkoms gegee het, loop vandag elke dag voor jou uit. Is dit nie wonderlik nie? Jesus Christus regeer oor jou lewe. Hy is in beheer en met sy gees woon hy ook in jou. Mag jy daarvan verseker wees, die Here God hou jou so stewig in die palm van sy Vaderhand vas, dat jy nie kan roer of beweeg as die Here dit nie so wil nie. Hy is in beheer. En as jy hom volg, sal hy die vyand op jou pad verslaan. Op sy manier, volgens sy planne en op sy tyd. En onthou dan hierdie week en die res van jou lewe die woorde van Eksodus 14 vers 14. Onthou Eksodus 14 vers 14. Maklik, wat lees ons daar? Bly julle maar kalm. Ek die Here sal vir julle veg. Eksodus 14 vers 14. Laat dit jou eerste reaksie wees as 'n krisis of spanning jou lewe tref. Vra die Here,
Volg die Here en vertrou die Here. En kyk dan, beleef dan en ervaar dan hoe die Here ook voor jou uitgaan. Amen. Kom ons maak ons oë toe en kom ons bid saam. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, ons kom vanaand na U toe en Here, ons wil met dankbare harte U loof en prys dat ons vanaand die kosbare voorreg gehad het om saam met U in U woord te wandel. Here, dis wonderlik en ons bieg en erken en bely dit ook voor U vanaand. Wanneer die spanning en die probleme en ons vyande in ons lewe ons ore aansit, dan is ons baie sterk en ons probeer dit self hanteer en Here, ons bring dit baie selde na U toe. Daarom vra ons ook, Here, ons vergeet baie keer dat U in beheer is en dat U by ons is. So ons vra, herinner ons in ons moeilike omstandighede van U nabyheid, U liefde en U genade. En Here, lei ook hierdie gemeente dat ons ook mekaar sal herinner aan U nabyheid en U almag en U heerskappy. Here, ons wil vanaand spesiaal vir die hele gereformeerde kerk Benoni bid vir elke lidmaat, vir elke boetie en sussie, elke oom en tannie, elke lidmaat, oud en jonk. En ons vra dat U hierdie gemeente ryklik sal seën. Here, wees asseblief die lamp vir hulle voete en die lig op hulle pad. Ons vra dat hierdie gemeente net nog nader aan mekaar sal groei, dat elke lidmaat 'n lewende verhouding met U sal hê, dat hulle U sal ken en op U sal vertrou en net liewer en liewer vir mekaar sal word. Maar meer as dit, Here, dat die gereformeerde kerk Benoni net nog liewer en liewer vir U sal word en dat U hulle aktief in U kerk en koninkryk sal gebruik. Here, laat U lig ook helder hier skyn. Here, ook vir Dominee Reinhard en vir die ouderlinge en die diakens, die hele kerkraad, seën hulle, waar hulle ook hard werk, gee vir hulle krag en wees hulle genadig, dat hulle ook getrou U woord kan bedien en ook die gemeente kan help om dit ook uit te leef. Here, ook die res van die week wat vir ons elkeen voorlê, ons wat vanaand hier bymekaar is, hou ons veilig, seën ons en lei ons ook, dat ons alles wat ons hierdie week gaan doen, Here, by die skool, op die golfbaan, by ons besigheid, by die kantoor, maak nie saak waar ons is nie, lei ons dat ons met die woorde van ons mond en met die dade van ons hand, met ander woorde, met ons hele lewe, dat dit vir U een groot heilige lofoffer sal wees. En waar ons ook vanaand in ons voertuie klim en terugry na ons huise toe, bewaar ons ook asseblief van die bose en bring ons veilig by ons bestemmings aan. Here, dit is wonderlik om te weet dat as ons nou bid, dan hoor U en U luister na elke woord wat ons bid. Here, U is nie ver nie, U is naby. U is in ons, U is met ons en U is om ons. So bid ons dan vanaand al die dinge, ons bid dit met 'n vaste en 'n onwankelbare vertroue. En Here, ons vra dit net in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons ewige koning. Amen.